We arrived after a 5-hour trip at this very small house. This old man meets us at the door, and if I had to guess his age, I'd say 100. And as I started to interview him, I found out he was 63 years of age. So he said, Nick, come in and sit here, sit at this chair. This is the spot where I was standing teaching the Bible when I was arrested and sent to prison for 17 years. You know, I've been in Africa for 2 decades, and I don't want to sit in that chair, you know. I want to sit somewhere else. And he makes me sit right here, and he begins to tell the story of being an engineer and his wife a school teacher, and how his kids were in the government school, and he was in the government factory, and how over a period of time, pastors were compromised and churches were closed. And so one day, in fear and trembling, this brother, whom I'm now listening to his story, said to his wife, now don't get angry at me. Don't think I'm stupid. Just be patient with me. But our boys are growing up with no religious training. I'm not a pastor. This is not a church. But what would you think if I would just once or twice a week get the boys together and read the Bible to them? Now, his wife had been praying for years that he would step up and be a spiritual leader. It's like they say in Africa, the man is the head, but the woman is the neck, and she can make that head go anywhere she wants to. And so he starts reading the Bible to his kids, and he does a terrible job. But as time goes on, they begin to learn the stories and tell the stories to each other and interact with the stories. And the neighbors got to watching this. And they came to this man of God and said, can we come and study the Bible? And he said, whoa, no, I'm not a pastor. I've had no training. This is not a church building. He says, we're just singing and praying and talking about the Word. And they said, well, that's all we want to do. So when the little house group grew to be 75 people, the KGB just could not allow that. So they came the next worship service and arrested the man of God from the spot where I'm now sitting doing the interview. And they took him 1,000 miles north and put him in a prison of 1,500 hardened criminals, and he's the only believer. And listening to his story, I just can't help but blurt out, how did you stand it? How did you survive it? What did you do? And he said, for all of those 17 years in prison, he said, every morning when the sun was coming up, I would stand beside my bed at attention. I would raise my arms in praise, and I would face the east, and I would sing my heart song to Jesus. Не бойся, мой милый, иди впереди, и голос во сне, он меня приглашает. Can you picture what the rest of the prisoners would do when the man of God began doing that? Не бойся, мой милый, иди, кажется, путь впереди, голос. They're throwing old food, they're throwing human waste, and there stands your brother with his hands up, praising Jesus, singing his heart song. And he said to me, Nick, whenever I could find a scrap piece of paper, charcoal, piece of pencil, I would rush back to my cage, to my cell, and I would write every Bible verse or any Bible story that I could remember. I would take that scriptural offering and I would stick it as high as I could on one of those concrete pillars.
Знаєш, ми кажемо тебе? But when the guards would see it, and when they would read the content, they would tear it to shreds and beat me for writing out those Bible verses. Дай talk. Look at me! Look at me! Join me there! Join us, man! And this was very common in many places in the former Soviet Union. The day came when they decided to break him. And they brought a criminal woman that was much the size and shape of his wife and dressed this criminal lady in his wife's clothes, and they drag her by the cell with her face turned away and take her down to a torture facility. Любимая, любимая! Прости меня, любимая, я тебя люблю! Бренда, я тебя люблю, прости, прости! And he listens for 3 days and 3 nights as they abuse her, torture her, and kill her. Я больше так не могу, Господи, пожалуйста. Я все сделаю, я побежу в МАГ, пожалуйста, не убивайте ее. Я все сделаю, что вам надо, пожалуйста, не надо, Господи, пожалуйста. And then they carry her body out, wrapped in a blanket, with him thinking this is his wife, and they look at him and say, "You're next." And he says to God, what I had said to God in Somalia, "This is too much." And he sat on the side of the bed, gave up, called to his guards, and said to them, "You win." All they wanted him to sign was a document that said he was not a follower of Jesus, and he was being paid by Western governments to overthrow the USSR. He signs that, he's free to go. He said, "Go write your document. I'll sign anything you want." And he sat on the side of the bed in just despair of soul. The next morning, the guards came with the confession, and his back is straight, his shoulders are square, there's fire in his eyes, and he says, "I'm signing nothing." And they said, "What happened to you?" He said, "The Holy Spirit of God allowed me to hear the voices of my wife, my kids, and my brother as they prayed for me. I not only know that my wife is physically okay, but I know that she's spiritually still walking with the Lord." And he looked at his guards and he said, "Get out of my jail cell." Хотели меня сломать, но не сломаете. Не буду подписывать, не буду, нет. Пошли вон! Пошли из моей камеры вон! Ты уходи отсюда. Пошли вон, не буду. He said, "Nick," 2 weeks later, out on the exercise yard was a whole piece of paper, and laying next to it was a pencil, and I knew the Holy Spirit had placed it there for me. I ran back to my cell and wrote every Bible verse, every spiritual biblical song, every Bible story I could remember, as tiny as I could. He said, I took it and I reached as high as I could on that wet concrete pillar to give God the greatest scriptural offering that I could give him. He said it didn't take long till the guards saw that. And when they looked on both sides of that paper and read what I've done, they ripped it in shreds, and they began to beat our brother without mercy. And they said, "Look out that window. You see those posts out there? In 10 minutes you will be tied to that post. In 15 minutes you will be dead." And they grabbed him by the front of the shirt and began to drag him out of his jail cell. As they got to the door, the gate of the prison, I can still picture it. 1,500 hardened criminals stood beside their bed, stood at attention, and 3,000
hands, arms were raised in praise to God as they faced the east, and they sang that heart song to God that they heard the man of God sing all those years. Can you imagine what that choir to God sounded like? And the guards let go of our brother as if they were with sheer terror, and they looked at him and they said, "Who are you?" And he said, "I am the Son of the living God, and his name is Jesus the Christ." I've got a doctorate. What can I teach this man about the kingdom of God? O Boże, Boże, daj mnie sily, ja dušu palažu za nie. Ek weet nie van julle nie, maar toe ek hierdie video snit gekyk het, dit het my regtig aan die hart gegryp. En daar was 'n klomp dinge wat vir my uitgestaan het, en ek dink elkeen van ons sal verskillende aspekte uittrek, nie. Maar daar's tog een aspek wat ek wil uitlig. En dit was hierdie man wat gegaan het, en hy het neergeskryf van die Bybel wat hy kan onthou. Die een behoefte wat hy gehad het, was om 'n Bybel te kon hê, Bybel te kon lees, om hierdie woorde te kon onthou, om hierdie woorde te kon neerskryf, want dit is woorde wat lewe gee. Nou vandag gesels ons 'n bietjie en ons begin met 'n kort reeks wat ons noem die ontbyt van kampioene. Nou ek gaan sommer dadelik inspring en ons gaan lees hier in Eksodus 16. Eksodus 16 sê, in die woestyn het die hele volk teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê, as ons maar liewer in Egipte omgekom het deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos kon hê om te eet. En nou het julle ons nog laat wegtrek in hierdie woestyn in, om die hele volk van honger te laat omkom. Nou wat gebeur hier? Die Israeliete, hulle is besig om uit Egipte uit te trek, nadat die Here 10 wonderwerke, 10 plaae laat gebeur het, en nou trek die hele Israel, trek hulle uit Egipte uit. Dis 600,000 man sonder die vrouens en die kinders en die oumas en die oupas. So dis 'n groot klomp mense. En natuurlik as jy midde in die woestyn is dit net 'n kwessie van tyd, dan is daar nie kos nie en daar is nie water nie, vir 600,000 mans. En wat is die heel eerste ding wat hierdie Israeliete doen? Hulle begin kla. Die Engels sê, they grumbled, they murmured, they complained. Nou die oomblik wanneer jy dit raak lees, en die oomblik wanneer jy dit in jou eie lewe sien, dan kan jy maar weet, hoor die vlees, die vleisboksie, is besig om te praat. Nou die Here is baie duidelik daaroor in sy woord. Hy sê, wat die vlees begeer, wat die vleisboksie begeer, is in stryd met wat die gees wil. En wat die gees wil, is in stryd met wat die vlees wil. So hierdie twee stryd teenoor mekaar. Maar hier's wat jy kan weet, wanneer jy loop en kla, en ongelukkig, ontevrede, onvergenoegd is, ondankbaar is, dan is dit die vlees wat besig is om te praat. En kom ons wees nou maar eerlik, daar's 'n klomp goeters waaroor ons kan kla in hierdie lieflike Suid-Afrika van ons, nê. Beerdkrag, en dit is verkeersopeenhopings en goeters wat breek by die huis, en jy moet jou dag beplan, en dan is die krag af by die huis, en dan is die krag af by die werk, en ag nee, maar die oomblik as jy besig is om te kla, dan is dit jou vleisboksie, jou vlees, wat besig is om te praat. Om die waarheid te sê, hoe nader jy aan Jesus kom, hoe minder sal jy loop en kla oor omstandighede binne in jou lewe. There, they too, the whole community of Israel complained, murmured, grumbled about Moses and Aaron. Nou Eksodus 16 sê vir ons, toe het die Here vir Moses gesê, let nou mooi op, ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. En dan moet julle die volk elke dag, dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel.
So sal ek hulle toets of hulle my opdrag wil nakom of nie. As hulle op die 6de dag voorberei het wat hulle ingebring het, moet dit dubbel soveel wees as wat hulle elke dag opgetel het. Nou die Here kom en die Here wil die Israeliete verander. Hulle het nou die identiteit as hulle is God se volk, hulle behoort aan God. Hulle het 'n klomp wonderwerke wat hulle sien. Hulle beleef die doop, want die Bybel sê vir ons, toe hulle daar deur die Rooi See getrek het, beskryf Paulus dit in 1 Korintiërs 10. Hy beskryf dit as 'n doop. So hulle die identiteit van God se volk, hulle sien die wonderwerke. Hulle word gedoop. Daar's bonatuurlike beskerming, nê, die wolkkolom bedag en die vuurkolom snags. En tog tree hulle nie op soos kinders van God nie. Hulle dink, hulle praat, hulle leef nie soos kinders van God nie. En God wil dit verander. God wil hê hulle moet lyk en praat en optree soos sy kinders. Hy wil hê hulle moet vir die ander volke om hulle ambassadeurs wees, vir die ander volke wys aan wie hulle behoort. En God doen dit deur hulle dieete verander. Nou, God wil hê hulle moet iets anders eet. In Egipte het hulle Egiptiese kos en Egiptiese gebruike toegepas en hulle het soos die Egiptenare begin optree. Maar nou wil die Here hulle lewens verander deur hulle dieete verander. Nou, dit klink nou so half, ag nee, regtig Pieter, nou wat 'n nonsens is dit nou? Onthou nou, Adam en Eva se lewe het radikaal verander toe hulle die verkeerde dieet gevolg het. Van Jesus word daar vertel, hy het vir 40 dae gevas en hy kon nee sê vir kos en daar was 'n ander dieet op daai stadium en dit het sy, Lukas 4 sê, Jesus returned in the power of the Spirit en toe begin sy preke, toe begin die wonderwerke. So sy dieet of sy gebrek aan 'n goeie dieet het sy lewe bepaal en so wil God jou lewe verander deur jou dieet te verander. Witness Lee sê, life is a matter of eating and drinking. Eksodus 16 sê Moses, hy sê vers 9, Moses sê toe vir Aaron, beveel die hele gemeente van Israel om voor die Here te kom staan, want hy het hulle verset opgemerk. En nadat Aaron dit vir hulle gesê het, kyk die Israeliete na die woestyn se kant toe om en word die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar daar in 'n wolk. En ek en jy moet baie duidelik weet, Dawid skryf in Psalm 34, hy's in 'n geweldige moeilike situasie. Saul probeer hom doodmaak, hy is verwerp deur sy eie mense, hy het beland by die Filistyne, Israel se vyande, en hy moet hom soos 'n mal mens gedra, die spoeg loop in sy baard af, hy krap soos 'n mal mens teen die deure, net om homself te beskerm daar tussen Israel se vyande. Maar dan sê hy die mooi woorde, God sien en God hoor, en hy sien nie net nie, en hy hoor nie net nie, hy help ook. En in hierdie stukkie wil die Here net onderstreep, wat ook al hier op jou hart is, hy sien wat gebeur, hy sien wat aan die gang is, maar hy kom ook met 'n oplossing en met 'n antwoord. Toe sê die Here vir Moses, ek het die verset van die Israeliete opgemerk, sê vir hulle, teen skemeraand sal julle vleis eet en môreoggend sal julle oorgenoeg kos hê, sodat julle kan besef dat ek die Here julle God is. Teen die aand se kant het daar kwartels aangevlieg gekom, en hulle die hele kamp vol gesit. Nou in Egipte het hulle vleis geëet en ons het twee tipes kos nodig om te kan leef, nê? Ons het aardse kos nodig en dit is eiers en ontbyt en graankos en vleis en brood en groente en vrugte. Ons het aardse kos nodig. Nou die vleis is simbolies van aardse kos. Maar die woord kom leer vir ons, ek het nie net aardse kos nodig om te oorleef nie. Onthou nou, die Here wat die Israeliete se lewens verander, hy wil dit verander deur hulle dieet te verander. En hy kom sê vir hulle, hoor, julle het aardse kos nodig, hy stuur kwartels, maar hoor, julle het ook hemelse kos nodig. En daarom sê Matteus 4 vir ons, man shall not live from bread alone, but from every word that proceeds out of his mouth. Maar hy antwoord en sê, die mens sal nie net van brood alleen lewe nie. Ons ken hierdie vers baie goed. Maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Eksodus 16 gaan hy nou verder, vers 13. In the evening, quail came and covered the camp. And in the morning, dew lay around the camp. And when the dew had gone up,
there was on the face of the wilderness a fine flake-like thing, fine as frost on the ground. So die Here stuur die vleis, die aardse kos, maar hy stuur ook die hemelse kos, die manna, wat hulle moes bymekaar maak. En ons sien dat saam met die oggenddou lê dit daar op die gras. Nou in die Bybel het dou die simboliese beteken van verfrissing. So hierdie kos wat die Here stuur, dit verfris. Op baie plekke in die Bybel praat dit van revive, refresh, restore, renew, times of refreshing. Nou God se woord revives, refresh, restores, renews, refreshes. Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp en toe die wolk wegtrek, was die woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar, "Wat is dit?" Want hulle het nie geweet wat dit is nie. En toe sê Moses vir hulle, "Dis die brood wat die Here vir julle gee om te eet." En die Here het beveel, gemaak dit bymekaar, elkeen volgens sy gesin se behoefte, 2 liter per kop. En elkeen moet vat volgens sy getal mense in sy tent. En die ouens gaan doen dit toe. Nou, Spreuke sê vir ons, His mercies are new every morning. So elke oggend kon die Israeliete nie begin. Elke oggend het hulle begin met die kos wat God vir hulle gegee het om hulle te voed en om vir hulle daar te wees. Die Israeliete het dit toe gaan optel. Die een baie en die ander een 'n bietjie. En toe dit met 'n maatemmer afmeet, het die met baie en nie te veel nie en die met bietjie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen se behoefte bymekaar gemaak. En Moses sê toe vir hulle, niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot môreoggend nie. Maar hulle het nie vir Moses geluister nie. En party het daarvan tot die volgende oggend laat oorstaan, maar daar het middag ingekom en dit het gestink. En Moses was woedend oor wat hulle gedoen het. En hulle het dit vroeg elke oggend bymekaar gemaak volgens elkeen se behoefte. Maar as die son begin bak het dit weggesmelt. So ek het nodig om elke dag nou natuurlik, hierdie is 'n fisiese verhaal wat afgespeel het in Israel se tyd, maar vandag het dit vir ons 'n simboliese betekenis in die opsig dat die manna dui op God se woord. Die manna is God se kos wat die Here vir ons gee. En ek moet, as jy 'n oggendmens is, dan maak jy dit in die oggend bymekaar, maar ek moet dit daagliks bymekaar maak. Ek het aardse kos nodig, maar ek het ook hemelse kos nodig sodat ek kan staande bly. Nou hierdie manne was soet en dit het verfris en dit het krag gegee en dit voed. En so is die woord van God ook. Dit is soet in jou mond, dit gee krag, dit verander, dit gee lewe en dit voed. So, God gee vandag aan jou en my hemelse manna. En hierdie manna is die Bybel. Nou, as ek nou moet vra, hoorie, wie van julle glo in die hele Bybel, van die begin tot die einde? Dan gaan meeste mense sê, nee, ek glo in die hele Bybel. Maar dan wil ek vra, luister, lees jy hom van die begin tot die einde? Spandeer jy tyd in hierdie woord? Om net 'n Bybel te besit. Meeste mense besit, hulle sê die gemiddelde Amerikaner besit 4 na 5 Bybels elk. Ek glo dit is seker waar vir meeste Suid-Afrikaners ook. Om een te besit, maak nie 'n verskil nie. So manna moet daagliks in die oggende gesoek en bymekaar gemaak word. En so moet ek en jy daagliks die woord eet en lees en oordink en bestudeer. Johannes sê, Jesus, ek is die brood wat lewe gee. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee is my liggaam en ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. So ek en jy het nodig om hierdie woord te lees, te eet, te oordink, te bestudeer. Dit is hemelse kos, hemelse krag wat verfris vir die paadjie vorentoe. Die vraag is, hoe lees ek my Bybel? Ek praat so rukkie terug, praat ek met 'n dame in ons gemeente en sy het redelik onlangs tot bekering gekom. En dan hoor jy 2 goeters altyd in die kerk. Jy moet jou Bybel lees en jy moet bid. En jy hoor, jy moet Bybel lees en jy moet bid. En jy moet Bybel lees en jy moet bid. En sy sê, nee, ek hoor dit en ek wil dit doen. Maar sy sê toe vir my, hoorie, ek het geen idee oor hoe moet ek my Bybel lees nie. En om die waarheid te sê, partykeer as ek dit lees, dan verstaan ek nie. So ek wil gou gesels oor hoe lees ek en hoe is ek veronderstel om my Bybel te lees. Maar voor ons daarby uitkom, net vinnig die vraagie, hoekom lees mense nie hulle Bybels nie? En ek dink daar's 'n klomp redes hoekom mense nie hulle Bybels lees nie. Rick Warren sê, never in history has the Bible been more available to the Western world.
Yet never before has there been such a famine of God's word. Meeste van ons huise het 4 of 5 of 6 Bybels in die huise, maar dit word min gelees. Elke jaar is hierdie Bybel, hy word nie eers, elke jaar as hulle die lys van die top 10 verkopers, top 10 boeke in die wêreld wat die beste verkoop het noem, dan is die Bybel nie daar nie, want hy's elke jaar is hy nommer 1. Hulle sit hom nie eers meer op as nommer 1 nie. Die nommer 1 verkoper, maar nie altyd die een wat die beste gelees word nie. Matteus sê ook vir ons, maar julle dwaal, omdat julle nie die skrif, omdat julle nie die Bybel ken nie, maar ook nie die krag van God nie. Nou ons het nodig om God se krag te ken, en ons het nodig om die woord te ken. As ek net die woord ken sonder die krag, dan kan ek mislei word. As ek net die krag ken sonder die woord, kan ek definitief ook mislei word. En ek het nodig om albei in my lewe te hê. Maar hoekom lees meeste mense nie hulle Bybels nie? En dit kom terug na die opmerking wat hierdie dame teenoor my gemaak het. Meeste Christene, hulle wil hulle Bybels lees, hulle besef dis belangrik om hulle Bybels te lees, maar hulle weet nie hoe nie. Rick Warren sê ook op 'n stadium aan die begin van sy bediening, for many years, every time I heard the gospel or some in-depth Bible teaching, I would leave the meeting frustrated, wondering to myself, how did he find all of that in this text? I wanted to be able to discover those truths of my own. In addition, I often felt guilty because people were always telling me I ought to study the Bible. But when I tried to, I didn't know what to do. So I would get discouraged and give up. So Rick Warren vandag, wat as een van die beste predikers in die wêreld beskou word, mense wêreldwyd luister na sy preke, mense laai sy preke af en gebruik sy preke. Maar hy sê, in die begin was dit vir my moeilik en het ek gesukkel. In Handelinge kry ons dieselfde storie. Filippus het toe klaar gemaak en gegaan en 'n ontmande Ethiopiër wat 'n hoë pos beklee het aan die hof van die Kandake, soos die koningin van Ethiopië genoem is, en wat haar geldsaake beheer het na Jerusalem toe gekom om te aanbid. En hy was nou op pad terug en hy het op sy wa gesit en lees uit die profeet Jesaja uit. En toe sê die Gees vir Filippus, gaan loop saam met daardie wa. Filippus het daarin gehardloop, gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees. En hy vra toe vir hom, verstaan nie wat hy lees? En die Ethiopiër antwoord, hoe sou ek kon, as niemand dit vir my uitlê nie? En hy het Filippus gevra om hom op te klim op die wa, en Filippus begin te vir hom verduidelik, wat is dit wat hy lees? So partykeer weet ons nie hoe om die Bybel te lees en te bestudeer en ons eie te maak nie. En dan, party mense het net eenvoudige gebrek aan motivering, en hulle ken nie die vreugde daarvan, hulle het nog nie die vreugde ontdek daarvan, om die Bybel te eet nie. Dink aan 'n heerlike, lekker bord kos. Dit is so lekker om lekker te kan eet. Maar so is hierdie hemelse kos. Dis hemelse krag, hemelse voeding, hemelse riglyne, hemelse wysheid. En baie van ons het net besef nie, maar hoor jy, ek het nodig om hierdie boek te leer ken. Luister, ons gaan eendag voor die regterstoel moet rekenskap gee, sê die Nuwe Testament vir ons. Rekenskap gee van wat ons met Jesus gemaak het, maar ook rekenskap gee van hoe die Here vir ons geleer het om te leef en of ek dit toegepas het. Maar ek kan dit nie toepas as ek dit nie ken nie, en ek kan dit nie ken as ek dit nie lees en deel maak van my lewe nie. Johannes 6, op 'n stadium loop al die disippels weg van Jesus af, en Simon Petrus, Jesus vra vir hom, kyk, so gaan jy ook loop? En hy sê, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat die ewige lewe gee. En ons glo vas en ons weet dat U die Heilige van God is. U het die woorde wat lewe gee. Hierdie woorde is soet in die mond en dit verander jou lewe. Dan is daar maar net eenvoudig, 'n klomp ouens is net eenvoudig, baie mans waarvan ek weet, lief vir golf, lief vir sport, lief om met hulle hande te werk, lief om buite in die tuin te wees, lief om in die buitelug te wees, lief daarvoor om 4x4 te gaan ry, maar nie lief vir lees nie. So as jy nie lief is vir lees nie, dan is daar baie ander maniere. As jy YouVersion aflaai op jou foon, dan kan jy laat iemand dit vir jou lees. Jy kan die oggend in die verkeer klim, en jy kan daai ding aansit, laat iemand die Bybel vir jou lees, jy kan 'n audio Bybel kry, jy kan na preke luister, terwyl jy op pad is, kan jy luister en die Here se woord inkry. So daar's baie maniere wat jy dit kan inkry en kan deel maak van jou lewe. En dan, party van ons is net eenvoudig, ons is lui, ons is gemaklik. God se skatte lê nie op die oppervlakte nie.
Daar moet diep gemyn word daarvoor. Ons bly hier aan die Wesrand, hier's 'n paar myne hier aan die Wesrand, as jy uitgaan, Carltonville, Western Area, daai kant toe, hoor jy, 4, 5, 6 kilometer onder die grond, haal hulle die goud uit. En net so is hier geweldige skatte vir jou en vir my weggebere. Maar ek kan nie maar net so daar op my rugwervel lê en dit so 'n bietjie deurlees en dan dink ek gaan daai skatte kan ontgin nie. Partykeer moet 'n ou 'n diep myn daarvoor. En ons is net eenvoudig lui en gemaklik. Dis 'n baie belangrike dissipline wat deel moet wees vir my lewe. Die woord is nie baie positief oor mense wat lui is nie. Diligent hands will rule, but laziness ends in forced labour. Dan is daar 'n paar Bybelfoute wat ons maak wanneer ons hierdie Bybel lees. En kom ons gaan praat net gou-gou 'n bietjie oor van hierdie Bybelfoute. Nommer 1, jy moet jou ondergestik stel aan die Bybel. Die Bybel het 'n veto-reg. Die Bybel is subversief. Die Bybel, God het nie goed geskryf om jou vlees te bevredig nie. God se denke en ons denke is radikaal anders. Hy dink nie soos wat ons dink nie. En daarom het ek en jy nodig om te sê, hoorie, as ek hierdie Bybel oopmaak, ek waarborg vir jou, hier gaan goed wees wat jy gaan lees waarvan jy nie gaan hou nie. Hier gaan goed wees wat hier gaan goed wees wat jy lees wat jy nie meer gaan saamstem nie. En jy moet bereid wees om te sê, maar hoorie, ek stel myself onderdanig aan hierdie woord en ek gaan hierdie woord vat vir wat daar staan en dit toepas in my lewe sodat dit 'n effek kan hê. En dan saam met dit, die Bybel gaan nie altyd met jou saamstem nie. Wat baie mense doen is, jy word byvoorbeeld, kom ons gebruik sommer net, die doop is mos altyd 'n hot topic in die kerkwêreld. Jy kan in enige kerkvergadering opstaan en 'n sekere opmerking maak oor die doop en jy kan die vertrek verdeel. Nou as jy met 'n gereformeerde perspektief groot geword het, dan kyk jy vanuit 'n verbondsbril en jy sien die kinderdoop. Ek's nou nie besig om te sê een is reg of een is verkeerd nie, ek gebruik net 'n voorbeeld. As jy vanuit 'n charismatiese perspektief groot geword het, dan sien jy die bekeringsdoop. Jy kom tot bekering en dan laat jy jouself doop. So nou word ek kom uit 'n gereformeerde tradisie uit, so ek kyk op hierdie manier na die Bybel, maar die Bybel gaan nie altyd saamstem met my kerktradisies of met hoe ek groot geword het nie. En daarom het ek partykeer van daai tradisies neerlê en nie net soek vir wat ek wil hoor nie. Ek moet lees wat hier staan en dan moet ek sê, maar hoorie, my kerktradisie of hierdie kerktradisie, stem dit saam met wat is dit in lyn? Is dit in ooreenstemming met wat hier staan? So die Bybel gaan nie altyd met jou saamstem nie. Stefan Joubert sê, Jesus vra altyd 'n offer, 'n kruis. As deel van Jesus se kruis moet ons ook die kruis van die Bybel dra. Want die Bybel gaan 'n klomp heilige koeie in my wil slag. En dan hierdie is nie 'n go-to boek nie. So rukkie terug is daar 'n paartjie in ons gemeente en ek sal hulle trou en hulle bly saam en ek gaan gesels 'n bietjie met hulle daaroor en ek sê vir hulle, luister, ek weet julle het nou planne om vorentoe te trou, maar hierdie saambly ding, dis nou nie in lyn met die Here se wil vir julle. Ja man, waar staan dit in die Bybel? En toe ek nou weggaan, toe gaan Google hulle nou in die Bybel, gaan Google gou oor saambly, en natuurlik gaan jy nêrens 'n teks in die Bybel kry oor saambly nie. So dit was nou maar, so hulle lees nie eintlik die Bybel nie, dis nou net 'n go-to boek, dat ek 'n versie kan kry, dat ek die dominee se mond kan stil maak, nee. Maar die Bybel het baie te sê oor fornication, as jy die Engelse woord gebruik. Fornication is to have sex with somebody that's not your wife. En op 'n klomp plekke in die Nuwe Testament sê die Bybel, luister, dis nie reg nie, dit is verkeerd. Maar ons misbruik hierdie boek net as 'n go-to boek. En dan die Bybel is nie net 'n groot verseboek nie. Party van ons se verstaan van die Bybel is Jeremia 29:11, ek beplan vir my voorspoed en nie teëspoed nie, en Matteus 6:33, soek eers die koninkryk van God en hy sal vir my sorg. Filippense 4:6, God sal voorsien in al my behoeftes, moet er niks besorg gewees nie. Ons het so half so 'n paar versietjies uitgekies en dis al wat ons vat. Nee, ek kan nie net so hier en daar 'n versie vat nie. Ek moet hierdie hele Bybel moet ek deel maak vir my lewe. En dan, daar's nie net 4 weergawes van God in die Bybel nie. Nou as jy sê 4 weergawes van God, wat beteken dit? Nou, navorsing wys 31% van die mense in Amerika glo in 'n autokratiese God. 23% glo in 'n genadige God. 24% glo in 'n ver af God.
16% in 'n kritiese God. Nou wat interessant is, as jy een van die 31% is wat glo hy's 'n autokratiese God, is jy heel waarskynlik 'n blanke man. As jy glo in 'n genadige God, is jy heel waarskynlik 'n vrou. 24% van mense wat sê, nee, God is al ver af, hy het die wêreld opgewend soos 'n horlosie daar neergesit en hy is nie meer betrokke nie. Hoe meer kwalifikasies jy agter jou naam het, hoe groter is die moontlikheid dat jy so oor God gaan dink. En dan, as jy dink God is 'n kritiese God wat eendag van jou gaan vasvat, as jy waarskynlik 'n swart Amerikaner. Nou wat interessant is, kan jy sien hoe jou agtergrond, jou geslag, waar jy groot word, jou velkleur, selfs sulke dinge speel 'n rol oor hoe ek die Bybel gaan lees. En daarom moet ek daai vooroordele wat ek neerlê, ek moet die boek lees vir wat hy sê en vir wat daar staan. En dan lees die hele Bybel. Nou ons het in die gemeente het ons op die oomblik onder andere profetiese kursusse, wat is profesie? Dit is om God se stem te hoor vir jouself en om God se stem te hoor vir ander mense. Dit is maar 'n eenvoudige opsomming. En ons drome en visioene kursusse. So rukkie terug is daar iemand in die gemeente wat sê, nee, hierdie is sommer alles net nonsens. Die Bybel sê in die laaste tyd het hy deur sy seun gepraat. Dit is die enigste manier waarop God met ons praat. En hy het so 'n lekker lang SMS vir almal in die gemeente versprei en dan sê hy, hoorie, wil jy God se stem hoor? Lees dan net die Bybel hardop vir jouself en dan sal jy God se stem hoor. Nou, is dit in die Bybel wat hy sê in die laaste tyd, in die laaste dae sal hy met ons praat deur sy seun? Staan dit in die Bybel? Yes, 100%. Is dit reg? Ja. Is dit die volle waarheid? Nee. Want in hierdie selfde Bybel staan daar in Joël 2 en Handelinge 2 sê hy, in die laaste dae sal ek my gees oor julle uitstort. Julle jong mense sal drome droom, visioene sien, julle ou mense sal drome droom, visioene sien, julle jong mense sal profeteer. Hier kom sê die Here, maar in hierdie selfde boek sê hy, maar ek praat op hierdie maniere ook. En as jy die hele Bybel lees, dan sien jy, God praat deur 'n reënboog, en hy praat deur 'n donkie, en hy praat deur sy Heilige Gees, en hy praat deur my gewete, en hy praat deur die profete, en hy praat deur predikers, vra maar vir Jona. So, ek het nodig om die hele Bybel te lees, sodat ek kan verstaan wat God te sê het oor 'n onderwerp. Nou goed, kom ons kom net gou by 'n paar praktiese riglyne vir Bybelstudie. Nou, ek wil die onderskeid tref tussen Bybel lees en Bybelstudie. Nou baie belangrik, jy kan daar op jou 9de rugwervel op die strand lê en jy kan iets lê en lees. Jy kan in 'n bus of 'n trein of op 'n vliegtuig sit, kan jy sit en lees. Nou ja, ons moet die woord lees, maar ek is 'n disipel van God. Disipel beteken ek's 'n volgeling. Disipel beteken ek leer by Jesus. Ek leer by Jesus om soos Jesus te wees. Met ander woorde, ek lê nie daar op my bed 5 minute voor ek gaan slaap, al lees ek so 'n bietjie en dan het ek my gewete gesis nie. Jy gaan net aan die slaap raak. Ek het nodig om hierdie Bybel te bestudeer, te leer wat daar aangaan, soos wat jy 'n toets gaan skryf. As ek die Bybel lees, het ek nodig om te bid en te vra, Heilige Gees, open my verstand, sodat ek die woord kan verstaan. Lukas 24 het Jesus hulle verstande geopen, sodat hulle die skrif kon verstaan, en toe het hulle Jesus gesien en gehoor. Belangrik. Hierdie is God se woord. Dis God se woord. Baie mense glo nie meer dat hierdie God se woord is nie. Baie mense dink, ag, dit is sommer net 'n menslike boek, 'n menslike produksie. Die oomblik as jy hierdie ingesteldheid het, en ongelukkig leef ons nou in 'n wêreld waar daar baie teoloë, baie sogenaamde kerke, baie predikante is, wat nie meer glo hierdie is God se woord nie. Jy's in die moeilikheid as dit jou denke is rondom hierdie aspek. En dan wil ek vir julle sê, hoe langer ek die Here begin dien, wil ek vir jou sê, goed, natuurlik, daar's nou uitsonderings, maar ek wil vir jou sê, lees wat daar staan, glo wat daar staan en gaan doen wat daar staan. Ons het nou klaar vir mekaar gesê, ons het allerhande vooroordele wanneer dit kom by die woord, nê, en om die woord te verstaan. Hoe langer ek die Here dien, hoorie, jy kan maar hierdie Bybel lees en wat daar staan is 9 uit die 10 keer
presies wat die Here bedoel. Daar's natuurlik uitsonderings, as ek nou die Ou Testament lees en dan slagbulle en goeters, ons leef nie meer in die Ou Testamentiese tyd nie, ons leef in die Nuwe Testamentiese tyd. Maar lees en glo en gaan doen wat daar staan. Hierdie is nie vir my gegee vir kennis, vir 'n intellektuele oefening nie. Hierdie is vir my gegee sodat ek kan groei, sodat ek kan eet, sodat ek kan soos Jesus word, sodat ek kan verander. En daarom moet ek ook dit wat ek lees, moet ek gaan doen, moet ek gaan toepas. Nou, as jy Bybelstudie doen, gaan sit in die oggend, moenie daar op jou bed lê nie, voor jy gaan slaap nie, jy gaan aan die slaap raak. So, as jy die oggend opstaan, staan 'n bietjie vroeër op, gaan sit by 'n lesenaar, studeerkamer, eetkamer, ontbyttafel, sit ergens by 'n tafel, jy het 'n pen byderhand, sodat jy kan notas maak, sodat jy kan skryf. Jy het 'n klomp highlighters wat jy het, en jy onderstreep. Nou, ek gebruik sommer net, as ek my Bybel lees, ek het 'n pink highlighter, enigiets wat te doen het met gebed, gebede wat in die Bybel opgeteken is, gebede wat beantwoord het. Ek het 'n gele wat ek enige iets wat te doen het met sonde. Enige iets, as jy die 10 gebooie vat, moenie steel nie, moenie lieg nie, jy mag nie begeer nie, onderstreep ek dit alles met 'n geel. Ek het 'n perse wat gaan oor leierskap, en sommer net oor hoe om op te tree. Ek het oranje, enige iets wat te doen het met wonderwerke, die Heilige Gees, waar God besig is om te praat, bloue, die lig, beloftes, elke belofte wat ek raak lees, dat God sal voorsien, vat ek 'n blou en 'n groene, enige opdrag wat jy kry. Jy weet, soos, moenie dronk word van wyn nie, onderstreep ek hom. So as ek my Bybel vat, en ek blaai so deur my Bybel, dan kan ek sien, okay, hier's 'n oranje deel, daar's 'n pink deel, hier's 'n geel deel, daar's 'n pers deel, hier's 'n blou deel, en dan weet ek onmiddellik, okay, maar goed, hierdie is 'n belofte, daar is 'n sonde wat ek moet vermy, en dan kry jy 'n spesifieke tyd en plek. Ruben doen hierdie opname, as ek nou vir Ruben sê, luister Ruben, hoorie, ek en jy moet bietjie kuier, en ek en jy moet bietjie 'n ontbytjie gaan eet. Nou as ek dit daar los, ja, dis 'n oulike idee, altyd in vir eet, maar ek moet 'n tyd, 'n datum, 'n tyd, 'n plek, 'n datum moet ek maak. En so moet jy 'n spesifieke tyd en plek hê, waar jy elke dag vir die Here gaan ontmoet. En dan sommer net 'n klompie riglyne vir wanneer ek Bybelstudie doen. Nou, jy kry baie van al hierdie dagstukkie boekies, daar so 'n versietjie van die Bybel wat gelees word, en dan so ietsiekie wat iemand daaroor skryf. Ek wil vir jou sê, as jy net hierdie goed lees, jy's in die moeilikheid. Lees hierdie woord daagliks, lees dit sistematies. As jy net tot bekering gekom het, vat 'n boek soos Jakobus en begin daar lees. Begin by Matteus, lees hom sistematies deur. Begin by Exodus, lees hom sistematies deur. As jy nie verstaan nie, vra. En dan soek vir Jesus in hierdie gedeelte. Onthou, Jesus open hulle verstande vir die skrif en hulle sien Jesus raak. En dan het ons nou byvoorbeeld gepraat oor die manna, en die manna is 'n tipologie, dit verwys na die woord, verwys na Jesus. En die Bybel lê homself dikwels ook uit. Dan, wanneer jy jou Bybel lees, as jy 'n geel gedeelte is, ek nou soos hier, as jy nou 'n geel gedeelte raak lees in jou Bybel, dan dis 'n ding wat jy gaan moet bely, en oor ekskuus moet sê, en sê, Here, het ek gesteel? Is dit deel van my lewe? Het ek iets gevat wat nie myne is nie? As jy 'n groen gedeelte in jou Bybel raak lees, dan is dit gewoonlik 'n opdrag. Here, het ek dit gaan doen? Het ek dit gaan toepas? As jy 'n blou gedeelte raak lees, dan sê jy, goed, maar hierdie is 'n belofte. Memoriseer hom, onthou hom, hou daaraan vas in moeilike tye. En as jy 'n pers gedeelte raak lees, ek gebruik dit ook vir identiteit. Dit sê dalk ietsie oor wie jy is in Jesus. Ek is God se kind, ek is 'n erfgenaam, ek is 'n oorwinnaar. Daai goeders moet ek ook leer en memoriseer. En dan baie belangrik, ons het dit nou by implikasie 'n klomp kere vir mekaar gesê, 'n liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. En so is geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Nou, ons gaan so oor die volgende paar weke nog 'n klomp riglyntjies uitpak en deel maak van ons lewens, maar onthou, hierdie is God se woord. Lees dit, eet dit, dit is hemelse kos, wat jou dieet verander, wat vir jou die ontbyt van kampioene is, wat van jou 'n kampioen sal maak, sal help in om oorwinning te leef, staande te bly in die lewe, wysheid sal gee vir die besluite wat jy moet maak. Kom ons bid saam. Vader, ons wil sommer net vir U dankie sê. Dankie sê vir U woord.
En dankie dat elke keer wanneer ons die woord oopmaak, soos Leonard Sweet sê, open up the word of God and let God out. Here, dankie. Dankie dat ons kan weet dat die outeer teenwoordig is. Dankie dat dit 'n hemelse dieet is. Dankie dat dit die ontbyt van kampioene is, wat vir ons help om te verander, te groei en te leer en meer soos Jesus te word. Here, gee vir ons 'n honger en 'n dors en 'n begeerte vir u woord in Jesus naam. Amen. Ontvang die Here se seën. Mag elkeen van julle 'n honger, 'n dors en 'n begeerte hê vir sy woord. En mag sy woord deel wees van julle lewens. Mag julle dit eet, mag dit binne in julle kom. Mag dit julle denke, julle lewens, julle verhouding met God, julle drange, julle drome, julle ideale verander. Ontvang hierdie seën in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.